Baie welkom by hierdie week se ANC politieke oorsig saam met Prof Theo Venter. Ons het so baie goed om oor te gesels, plaaslik, internasionaal, maar plaaslik was al 'n bietjie goeie nuus geweest, Prof. Ja, ek dink ons begin daarby. Ons praat nou politiek en ekonomie, landbou, maar ek dink ons moet die cricketspelers, die Proteas, die dames, daarom geluk wees. Kyk, hulle het 'n ordentlike game gespeel teen die Engelse met die ster tussen die bene teruggestuur, en wat nog erger is vir die Engelse, die koning het nou sy jonger broer ook van sy prinskap ontneem, so hy sal in die toekoms net Andrew Mountbatten Windsor wees, so dit is hoe die koningshuis stadig maar seker ook die elendes in die koningshuis uitsort. Dit het nie veel met ons te doen nie, maar dit het tog in die Britse media die laaste 2-3 dae dit heeltemal oorheers. Sjoe, nee, is baie interessant. En ek dink is about time, as ek Engelse woord kan gebruik, laat dit gebeur, want daar is 'n bietjie 'n paar goed wat gebeur het, maar kom ons gaan nou nie te veel daar nie, daar is so baie goed om oor te gesels. Ons het genoeg, hier by ons, net met die Madlanga kommissie, wat gesit het hierdie week, en die ad hoc komitee in die parlement het ook gesit, en albei het baie interessante mense gehad wat kom praat het, en die hele die ontplooiing van wat het skeef geloop in die polisie, word elke dag nuwe nuus. Prof, ek vir ons meer daaroor kan vertel, want ek weet daar is baie nuwe goed wat uitkom, ek weet die taxibedryf wat baie betrokke is, en al daai tipe goed, maar ek gaan dit vir Prof los om dalk vir ons 'n bietjie uit te pak. Kom ons kyk net eers na die parlement. Die parlementêre proses loop nou parallel met die Madlanga proses, maar dit is 'n totaal ander proses, waar politici aan deelneem. So die oomblik wat politici daaraan deelneem, dan is daar meer energie, daar's meer media, alsoos goed. Ja. Hierdie week was Bekkie Cele daar, die voormalige minister van polisie, en sy adjunk, die huidige minister se adjunk, Matlale, wat eers 'n premier was van Mpumalanga en toe adjunkminister, dink ek, van verdediging en nou adjunkminister van polisie. Maar soveel van nutteloosheid het ek lanklaas in my lewe gesien. Hy het byvoorbeeld nie een vraag ordentlik geantwoord nie. Hy het draaie geloop. Hy tipies soos 'n politikus. En waar die kommissie iemand wat kom gepraat onder kruisverhoor kan neem. Hulle 2 ouens gedwing om eintlik te herken, maar ek sal nou daarby kom, kan die politici dit nie aan mekaar doen nie. So, hy hardloop draaie, hy maak mense kwaad. Op 'n stadium met Linus Breitenbach probeer om hom in 'n blik te druk, maar sy kon dit ook nie regkry nie. Sy moes maar die aftog blaas. Cele weer het met groot bravade vertel hoe dinge geloop het, dat hy vriende was met hierdie Cat Matlala, wat almal, jy weet, die georganiseerde misdaad en so aan. Die grootste nuus, dink ek, was so teen Woensdag, Donderdag hierdie week. Het hulle 3 getuies gehad wat in veiligheid is. Hulle word net genoem getuie A, B en C. En hulle het baie duidelik uitgewys dat hulle het as speurders op die spoor gekom van hierdie driehoek waarvan ek verlede week gepraat het. Van bo sit die politici, en aan die een hoek sit die polisie se topbestuur, en in die ander hoek sit georganiseerde misdaad. Of dit nou tenderpreneurs is, en of dit nou taxibase is, daar's 'n hele klomp daar. En wat ons hierdie week gesien het, is hoe hierdie georganiseerde misdaad eintlik van hierdie politieke generaals, polisiegeneraals, ek noem so 'n politieke generaals, eintlik aan die lewe hou met enorme hoeveelhede geld. Wat beteken dat daar goed gebeur het. Daar was een getuie hierdie week wat gepraat het oor ballistiese ondersoeke by die forensiese laboratoriums. Nou dit is 'n kritiese deel van die polisie se ondersoekwerk. As ons byvoorbeeld dink aan 'n plaasmoord, en daar word 'n doppie opgetel. Daardie doppie is deel van die getuienis van wat daar gebeur het. Dit kan vir jou sê of hierdie wapen ook op 'n ander plek gebruik is, al daai soort van goed. En hoe daar ook in daardie wetenskap wat mens amper voel moet totaal en al afgesper wees van enige invloed. Ja. Selfs daar het hierdie ouens hulle tentakels ingehaat en is goed nie oordentlik gedoen nie en is
gelukkig het hulle prosesse. As jy byvoorbeeld, ek dink die meeste luisteraars weet, dat as jy 'n patroon skiet, 'n ronde, as jy die koel kan herwin, het merke op van die groewe in die loop, dis uniek aan 'n geweer, maar die doppie kry ook merke op, soos wat die slagpen slaan en alles. En as jy die goed aan mekaar kan verbind, en jy sit 'n derde faktor by, naamlik vingerafdrukke. Maar dit is goed en wel om te weet watter wapen het die moord gepleeg. Maar om in 'n hof te staan, moet jy ook kan sê wie die wapen vasgehou, want jy kan nie die wapen skuldig bevind nie, jy moet die mens skuldig bevind. En daai prosesse op die oomblik by die polisie lyk nie goed nie. Hulle is baie ver agterstallig, en ek dink as daar iets is wat die parlement vinnig kan doen, en wat die polisie bestuur vinnig kan doen, is om hierdie ondersoeke wat DNA behels, en wat forensiese ondersoeke, al hierdie goeters wat in laboratoriums plaasvind, kan ons dink ek op die kort termyn baie vinnig regmaak, maar ten minste weet ons nou daarvan. Wie is nou onder die spervuur, kan ek nou eintlik sê? Wie is nou skuldig bevind uit hierdie goedheid, en wat is die nuutste nuus wat nou daar uitgekom het? Teen donderdagmiddag, toe getuie C gepraat het, was dit duidelik dat ons minister van polisie, wat tans op tuinverlof is, gaan nie terugkom nie. Okay. Ek kan nie sien hoe daar's te veel bewyse. Onthou nou, dit is beskuldigings, nee, dit is nog geen hof beproef nie, maar die bewyse is so sterk dat ek nie dink hy kan terugkom nie. En die tweede ding is generaal Sibiya, die huidige hoof van al die speurders, gaan nie terugkom nie, maar hier het 'n baie interessante scenario afgespeel donderdag. Toe hulle een van hierdie grootkoppe in die misdaad wou gaan vastrek. Dis nou die politieke killings task team, die PKTT, die ouens wat werk onder Makwenazi. Hulle wil hierdie ou in Sandton in hegtenis neem. Die Hawks, wat deel is van die polisie, dis net 'n ander direktoraat, hulle hoor van hierdie inhegtenis en hulle stuur manne met spoed om te kom kyk wie is nou besig om daar iemand in Johannesburg in hegtenis te neem, wat sê hulle is eintlik die Hawks. Nou ja, daar was toe 'n klein meningsverskil tussen twee eenhede van die polisie, wat nie eers geweet het dat hulle teen mekaar inwerk nie, en die getuienis daar was nogal skokkend. Die gebrek aan kommunikasie van die polisie tussen mekaar op hierdie hoë vlak goed, en die tweede een is die kompetisie wat daar bestaan tussen die polisie van die ondersoekeenheid of die taakspan teenoor die Hawks, en die rede daarvoor kan 'n mens terugtrek na bronne, geld. Die polisie het te min geld, almal weet dit. Almal weet dat jy by 'n polisiestasie kom en sê hulle het nie brandstof vir 'n bakkie nie, of hulle het nie bande vir 'n bakkie nie, of hulle het nie eens 'n bakkie nie. Dis bronne. Maar die Hawks het beter bronne as die polisie, want dit is prioriteitsmisdade. Maar as jy 'n taakspan stig, het hy nog beter bronne as wat die Hawks het. So hier's 'n baie groot kompetisie in die polisie oor watter meganismes het jy, en ek is so bly dat hierdie ding word nou oopgemaak vir almal om te sien, om daar 'n regstelling te maak, want ek dink dit was ons almal vra, hoekom kan plaasmoorde nie 'n prioriteitsmisdaad word nie? En die vraag is, ek dink uit al hierdie goeters uit sal ons nou kan sien, gaan dit regtig 'n verskil maak? Of gaan dit nie? As jy kyk na hoe die ouens opereer. So ek dink vir ouens wat 'n belang het in landelike veiligheid, dink ek hulle moet baie fyn luister na wat aangaan by hierdie verhore om te sien presies wat. As jy sê nou maar 'n plaasmoord of aanval op 'n plaas, hoe jy dit ook al wil beskryf, as jy dit 'n prioriteitsmisdaad maak, maar die eenheid sê nou maar sit in KwaZulu-Natal, hoe gaan jy in die noorde van Limpopo uitkom? Of die eenheid sit in Polokwane, hoe gaan hulle in die Vrystaat uitkom? Jy moet baie mooi dink, voor jy hierdie ding 'n bepaalde fokus wil maak, om te sien of die polisie die bronne gaan hê, om te doen wat jy wil hê hulle moet doen.
prof weet hulle min of meer al wie gaan die nuwe hoof van van die polisie kan wees, of wie skuif nou in die regte plekke in, of is dit nog bietjie onduidelik? Nee, die parlementêre ad hoc kommissie, hulle moet einde November verslag lewer. En hierdie Madlanga kommissie onder regter Madlanga, hulle 3 maande vir 'n interim verslag en dan het hulle nog 3 maande vir 'n finale verslag. Dit bring ons by vroeg volgende jaar uit. En as ons kyk na die termyne van die kommissaris van polisie, beide Makwanasi en Sibiya, hulle almal se termyne verstryk vroeg volgende jaar. So ek dink die groot verwisseling van leierskap gaan in volgende jaar wees. Dit gaan nie hierdie jaar wees nie. Dan wil ek so 'n bietjie internasionaal gaan. Goeie nuus vir ons soja of ons graanprodusente ten minste is, ek dink sojapryse kan bietjie opgaan met China en Amerika wat dan nou ooreenkoms, en China wat nou weer van Amerika se sojabone gaan inkoop, so dis baie goeie nuus vir ons natuurlik. Ek dink dit kan nog 'n interessante bewegings met die koers maak. Ons sal later daaroor gesels. Wat is daar onderhandelinge en wat se dinamiek het prof gesien kom tussen Amerika en China nou uit? Ek het persoonlik 'n berig gelees wat sê Amerika en China is nou half gelyke, waar hulle 5-6 jaar terug nie noodwendig gelyke was nie. So wat se interessante bewegings het prof daar gesien? Ja, Donald Trump, en nie alleen Donald Trump nie, maar ons eie president Ramaphosa was almal in Maleisië, toe hulle Korea toe, en toe hulle 'n groot konferensie bygewoon. Ek twyfel of die twee mekaar gesien het in daai verband, maar dis 'n klein speletjie. Die groot spel, het ek gister gekyk, goudprys het nou onder $4,000 gekom, en die brandstofprys lê redelik stabiel hier by $65, en die platinumprys het gestyg. Nou, uit hierdie goed kry ons baie interessante aanduidings oor onsekerheid. En Donald Trump se gesprek met die Chinese was 'n bron van groot onsekerheid. Hoe gaan hulle met tariewe maak? Gaan Amerika skaars aardminerale uit die Chinese uitkry? Gaan hulle nuwe markte oopmaak vir die Amerikaanse boere, want die Amerikaanse boere is in 'n toestand, omdat hulle nie hulle sojas verkoop kry nie, en ook nie rooi vleis nie, en dit klomp sulke goed. So, dit lyk tog vir my asof die Chinese 'n paar toegewings gemaak het vir die Amerikaners. En die Amerikaners se toegewings aan die Chinese was, ons gaan julle tariewe met 47% afbring. So dit wys vir jou daar's 'n gewilligheid om handel te dryf. In ruil daarvoor sal die Chinese nie beperkings plaas op hierdie skaars aardminerale nie. Hulle sal dit uitvoer, en die Chinese gaan sekere ander beperkings op uitvoere na Amerika lig. Maar ek dink jou inleiding is heeltemal korrek. Daar het eintlik 'n soort van 'n ekonomiese staakvuur gekom. Eerder as wat ons kan sê Trump het gewen of die Chinese het gewen. Soos ek dit het, is die Chinese beter ingerig om oor 'n langer termyn pyn te verduur, ekonomiese pyn, as wat die Amerikaners kan. In Amerika alreeds, as die lewenskoste styg, dan kla almal, en dan moet die president reageer. En terwyl die president daar was, het die Amerikaanse rentekoers verder afgekom. So dis 'n baie belangrike punt. En nog 'n ding het met Trump gebeur terwyl hy oor see was. En dis ook iets wat ons baie fyn moet ophou. Die Senaat het nou uiteindelik sy stem teruggekry oor tariewe. Dit was 'n verskriklike interessante beweging met die dinamiek tussen die Republikeine en die Demokrate, en wat se voordele hou dit dan vir ons ook aan? En onthou, hulle kon nog nie eenstemmigheid kry om die begroting goed te keer nie. So die federale regering is nog steeds gesluit. Dis nou buite in die weermag en 'n paar ander goed. Niks werk daar nie. En die rede daarvoor is, die wet sê 60 senatore moet ten gunste van hierdie, hulle noem dit 'n befondsingswetsontwerp stem. Daar is 54 Republikeine en 48 Demokrate. En hulle kry nie daai ding gebreek nie. En toe kom daar nou 'n versoek in die Senaat dat die tariewe op Kanada moet opgehef word. En daar loop 'n paar Republikeine oor na die Demokrate toe, en hulle wen daai besluit. En 'n dag later neem hulle nog so 'n besluit wat Trump sê, jou tariewe is besig om ons nou te benadeel.
En ek dink dit word gedoen om 'n paar demokrate te kry om uiteindelik hierdie befondsingswetsontwerp goed te keur. En die voordeel vir Suid-Afrika daarin is 'n baie konservatiewe senator van Louisiana, senator Kennedy. Nou, hy is die familie van die Kennedy familie van Massachusetts nie. Kyk, dis die liberale familie van Amerika. Hierdie Kennedy is die konservatiewe familie. Hy het gesê, nee, maar kom ons doen die volgende. Ons verbind AGOA aan hierdie befondsingswetsontwerp en ons keer AGOA goed vir nog 2 jaar. Net om die Afrika-lande geleentheid te kry om hulle huise in orde te kry. Nou as daai stukkie wetgewing saam met die befondsingswet deurkom, dan gaan dit vir Suid-Afrika nogal baie verligting gee op die kort termyn. So, in al hierdie Amerikaanse speletjies is daar ook vir Suid-Afrika 'n paar interessante voordele, en dan het die Withuis 'n dag of 2 nou formeel aangekondig dat net 7500 refugees, vlugtelinge, sal hierdie jaar toegelaat word in Amerika, en dit sal eksklusief vir wit Afrikaans sprekende mense uitgehou word. So, Jo, dis interessant. ek dink dit word gedoen om vir Pretoria 'n sekere boodskap te stuur. Kyk, daar was onsekerheid oor hoeveel kan gaan en wie kan gaan, maar hierdie soort goed moet mens baie keer sien as boodskappe. En die boodskap aan die Suid-Afrikaanse regering is, as jy met ons wil onderhandel oor tariewe, dan gaan jy noodwendig 'n bietjie politiek daarbey moet sit. Tot nou toe het ons regering verseg om die politieke druk wat die Amerikaners op ons plaas. Kyk, daar's ekonomiese druk en politieke druk. Die Amerikaners het dit gaan integreer. Ons wil nie. Ons sien dit apart. Hy gaan ons forceer om dit nader aan mekaar te bring. So gepraat van dit, ek dink BEE is een van die goed wat baie onder daai druk is. Maar ek was by 'n praatjie gewees en ek het gehoor, en ek wil eintlik by Prof hoor wat die waarheid agter dit is dat daar eintlik die DA en die ANC het eintlik die basies dieselfde beginsels waantoe hulle wil gaan met ekonomiese beginsels. En BEE is noodwendig nie in hierdie kan ek sê mikpunte nie. Is daar 'n skuif van die ANC of die RNE eintlik weg van BEE af met hierdie druk en intern om bietjie met mekaar uit te kom, en kan ons dan moontlike verandering sien rondom dit? Ek het baie lank terug spotprentjie gesien waar 'n man en sy meisie op die bed lê. Obviously besig met 'n gevreiery. En dis een van daai prentjies waar die bubbles so uit hulle monde uitkom, en dan in die bubbles is daar nou 'n sinnetjie geskryf. En soos die man met die meisie kuier, sê sy die hele tyd vir hom nee, maar dis gespel in die vorm van ja. Dan dis nee, maar dit word eintlik ja. Nou ons is met so 'n soort storie besig met BEE. Die regering weet dat BEE lewer nie wat dit moet lewer nie. Die regering weet dat BEE word eintlik gesien deur sakelei as 'n 30% tax op jou belegging. Ja. Elon Musk het dit vir ons reguit gesê. Maar om daarvan afstand te doen, want dit is so 'n integrale deel van jou ideologie, die ANC se ideologie, is feitelik onmoontlik in praktyk. Nou kom die DA en hulle kom met 'n nuwe beleid wat sê, ons wil dieselfde doen as julle, maar ons wil nie kleur gebruik as die meganisme nie. Ons wil relatiewe armoede gebruik. So mense wat arm is, moet meer voordele kry om toegang te kry tot die ekonomie as bloot net mense van kleur. Nou, as jy daarna kyk, dan beteken dit waar die ANC sê kleur bepaal, sê die DA die vlakke van armoede bepaal, wat beteken die grootste gedeelte van die voordele sal aan swart mense gaan, maar op 'n ander meganisme as wat ons tot nou toe gehad het. Want alhoewel die ANC geweldig terugdruk daarop, is die feite maar dat 'n paar swart mense het verskriklik ryk geword. Ja. Maar die gemiddelde man op straat nie. En ek dink dit moet verander word. So hierdie BEE ding gaan nog verder ontwikkel, en ek dink die ANC gaan mettertyd bietjie meer kom ons sê
buigsaam word. Dis die woord wat ek soek. Die beleid bly daar, maar hoe hy toegepas word, gaan meer buigsaam word. En ons het dit nou reeds gesien met die kommunikasie minister wat 'n DA minister is, wat nou sê, goed, een van die goed wat jy kan doen, pleks daarvan dat jy 30% van jou aandele gee aan iemand net om te begin, 'n persoon van kleur binne die BEE reëls, kan jy ook daai 30% as 'n ander meganisme gebruik, soos byvoorbeeld wat Elon Musk voorstel is, ek sal Starlink aan 6000 skole gee en dit in stand hou vir 3 jaar. Nou, waar wil jy nou 'n beter reëling hê? Want die skole in die platteland het geen toegang tot die internet nie. Die moderne ekonomiese ontwikkeling is internettoegang en begrip en gebruik is 'n gegewe. En ons sien dit met die rol wat artificial intelligence, kunsmatige intelligensie, ja, julle ouens in die landbou moet besluit. As die ouens vir my sê KI, dan weet ek nooit, is dit 'n veearts wat praat, of is dit 'n programmer wat praat? Ek het ook al 'n bietjie verward geraak met dit. Maar kom ons praat nou van kunsmatige intelligensie. Word so 'n deel van dat jy kan nie iemand wat op skool is en deur 'n skoolloopbaan kom en in die wêreld van werk wil inkom sonder dat hy nie 'n klein bietjie blootstelling het nie, en dit gee iets so Starlink vir ons. So ek hoop daai buigsaamheid is die eerste stappie in die geleidelike afwatering van BEE. Maar ek dink ons moet verwag dit gaan vinnig met 'n groot slag aangekondig word. Môre in parlement aangekondig gaan word en al daai tipe goed nie. Ek wil vinnig 'n laaste gesprek in terme van die ANC se steun, wat dan redelik, ek dink onder hierdie beleide, en ek dink hulle ons kiesers, daar's nou surveys wat gedoen is, hulle wil ook nie noodwendig die BEE hulle kiesers hê nie, en ek dink dis dalk ook van die druk wat er nou kom, maar hulle steun het dan redelik gedaal. Waar staan dit nou, die nuutste, kan ek sê, polls, in terme van ANC, DA, MK, EFF? Ja, ons is nou amper in November. En ek verwag dat die verkiesing in die eerste week van November volgende jaar sal wees. So ons is nou 'n jaar weg. Ons gaan nou baie meer opnames kry, baie meer gereeld. En dit is duidelik dat die ANC se steun nasionaal lê onder 40%. En in sekere dorpe en stede nog laer. Dis hoekom ek dink iemand soos Helen Zille staan 'n baie goeie kans om burgemeester te word van Johannesburg, bloot omdat Johannesburg so agteruit gegaan het. Ek hoor sy het gesê sy kan nog 30 jaar daar regeer, so dit kan interessant wees. Ja, lyk my net, die Zille familie word oud, hulle haal 100, maar ek dink, die ANC se steun, moet ons verstaan, is, as ons nasionaal kyk, sê ons, kom ons gee dit 'n syfer, 35%. Maar as jy nou KwaZulu-Natal toe gaan, is dit 14%. En KwaZulu-Natal was altyd die grootste steun. As jy Oos-Kaap toe gaan, is dit miskien 70%. As jy Noord-Kaap toe gaan, so jy moet ook streeksgewys daarna kyk. Die ANC se beste steun op hierdie stadium is in die Limpopo provinsie, in Mpumalanga en waarskynlik die Oos-Kaap. En daar kan 'n mens dus verwag dat plaaslike regerings nie baie gaan verander nie, maar in die res van die land gaan daar koalisieregerings kom in elke dorpie vanweë die feit dat die ANC sy dominante posisie verloor. Nou, en hierdie geskilbeslegtigings, ons het nog eers daar gepraat, dit gaan nou ding raak wat al hoe meer belangriker raak eintlik dan. Toe die koalisie gestig is meer as 'n jaar terug, was een van die vereistes dat hier's nou partye wat met mekaar baie verskil, maar hulle regeer saam. So hoe hanteer jy die verskille? Kan jy dit op kabinetsvlak hanteer? Die antwoord is nee. Kan jy dit in die parlement hanteer? Die antwoord is nee, want die parlement is 'n praathuis. En die een ou wil meer speeche maak as die ander ou. Die plek waar jy dit hanteer, is waar jy politieke leiers by mekaar kry, op 'n platform, en waar hulle met mekaar een op een dit beding, en sê, waar kan jy toegee, waar kan jy toegee? Waar kan ek toegee? Daai soort nie van... weinig voor die media nie. Ja. Agtergeslote deure. En daai meganisme is nou na 'n jaar in plek. Hulle het hierdie week aangekondig, dit sal in Paul Moshatile se kantoor wees, maar wanneer daar 'n geskil ontstaan, vat nou maar BEE, dis 'n voorbeeld.
dan pleks daarvan dat jy dit kabinet toe vat, waar mense in hulle silo's praat. Of jy dit parlement toe vat, waar mense oor en weer punte probeer maak. Vat jy dit nou agter geslote deure met die partyleiers en jy kom tot 'n ooreenkoms oor hoe jy hierdie ding dan gaan hanteer. Dit moes al lankal in plek gewees het, maar gelukkig is dit nou in plek. Want as jy kyk net na 'n voorbeeld die afgelope week, die president toer Maleisië toe en hy neem Steenhuisen saam. En Steenhuisen se werk is om te help om markte te open, om die tariewe te hanteer wat die Amerikaners op ons het. En hy ry ook saam Switserland toe, waar hy deelneem aan 'n internasionale konferensie oor back and claw en 'n ander klomp siektes wat 'n mens in landbou kry. So die rol wat hy speel is 'n konstruktiewe, positiewe rol. Maar dis die beleid wat die probleem is. En die ANC is wat sy beleid aanbetref geweldig ideologies. En wat die ANC moet doen, hy moet uit daai ideologiese, kom ons noem dit maar 'n korset. Ek dink die jonger ouens wat ons luister sal nie weet wat 'n korset is nie, maar hy moet uit daai korset uitkom. En hy moet eerder vir 'n bikini aantrek. Hy so klein bietjie meer kan sien en so klein bietjie meer buigsaamheid het. Tjoh, ons weet nie altyd hoe, ek het nou 'n prentjie in my kop gekry, weet nie altyd of dit 'n goeie ding is nie. Maar baie dankie Rolf, hierdie was soos gewoonlik baie interessant, baie insiggewend geweest. Skakel asseblief volgende week in en gesels ons verder oor wat plaaslik ook internasionaal aangaan. So baie dankie vir Prof se tyd vandag. Plesier.